Goeiedag liewe vriende, dit is vandag Vadersdag en wat kan meer gepas wees as om te gesels en na te dink oor ons hemelse Vader, van wie ons afstam en deur wie ons leef, beweeg en bestaan, soos wat Paulus dit aan die Atheners voorgehou het daar in Handelinge 17 vers 28. Nou, ek is die afgelope paar maande, veral in die nasleep van die NG Kerk Namibië, is 'n afskeid van die algemene synode, in diep en moeilike, maar ook baie belonende gesprekke met predikante en kerklidmate in beide Namibië en Suid-Afrika, waarvan sommige vanuit dieselfde teologiese hoek as ek kom en ander uit 'n totaal ander teologiese hoek. En ek sê die gesprek is belonend, juis omdat mens vir so lank al sukkel om agter te kom waar presies die punt in die kerklike gesprek is waar die verskeie teologiese kampe mekaar verlaat, of mekaar begin mis, of mekaar begin frustreer. En dat hierdie gesprekke my gehelp het om hierdie spesifieke punt waar ons mekaar teologies verlaat in die kerk, duideliker te kan sien en die rede vir die mekaar te mis of die mekaar te verlaat ook 'n bietjie beter te verstaan. Nou wat vir my opvallend is dat die antwoord eintlik geweldig voor die hand liggend is. Daardie tipiese, dis die laaste plek wat ek gedink het om te begin soek. So hoekom is daar so vreeslike en al ewige stryery in die kerk oor? Sosiale kwessies, politieke kwessies, etiese kwessies, kwessies oor die aard, lees, interpretasie en betroubaarheid van die Bybel, kwessies oor die tipe teologie wat die Bybelskrywers aan ons voorhou, kwessies oor hoe die kerklike tradisie van die laaste 2000 jaar ontvang moet word, en dan die skrywers van die kerkvaders in die groot kerklike vergadering se belydenisdokumente ook ontvang moet word, kwessies oor hoe vriendelik of versigtig die kerk vir die filosofie, ideologie en kulturele tendense vir die dag moet wees. Hoekom die uiteenlopende en selfs opponerende ingesteldhede, standpunte en oortuigings oor al hierdie kwessies? Ek sou argumenteer, dit hang alles af van jou ingesteldheid, standpunte en oortuigings rakende die bron van die werklikheid of die wêreld waarbinne ons met al hierdie kwessies gekonfronteer word. En wie is daardie bron? Dis God self. Hoe ons nadink oor God, of hy werklik bestaan of nie, en as hy bestaan, watter tipe God hy is, hoe kry ek kennis van hom, en wat is sy doel met sy skepping? Hoe ons nadink oor God, bepaal elke daaropvolgende gedagte, optrede vir die res van ons lewens. So hoekom die al ewige gestryery in die kerk? Ons verskil in ons verstaan van hoe en wie God is. Is dit 'n nietige of onbelangrike verskil? Ek dink dis die volgende vraag wat 'n mens moet vra. Is dit 'n onnodige verskil wat net in die pad staan van kerklike eenheid, of selfs as jy 'n bietjie verder wil gaan, intergodsdienstige eenheid? 'n Eenheid waar die mensdom veel meer sou baat as 'n klomp verkrankte gelowiges wat nie wil saamwerk in hierdie doel van 'n verenigde mensdom nie, omdat hulle ten alle koste 'n spesifieke godsbeeld of godsverstaan probeer bewaar. Kom ons ondersoek vanoggend 'n bietjie hierdie krities belangrike vraagstuk. Is ons besig om waardevolle energie en verhoudings op te mors in die proses om 'n spesifieke idee van God te behou, en al die ander idees natuurlik wat daarvan afgelei word, ten koste van 'n wêreldse utopia, gekenmerk deur diversiteit, inklusiwiteit en gelykheid van alle mense en hulle idees? Dis die vraag wat ek vanoggend aan julle stel, en ek dink dis goed dat ons 'n bietjie daarby stil staan. Ek wil vir ons 'n aanhaling lees, baie bekende aanhaling van A.W. Tozer, die Amerikaanse outeur en pastoor wat geleef het tussen 1897 tot 1963. Hy het die volgende gesê: "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Worship is pure or base as the worshipper entertains high or low thoughts of God. For this reason, the gravest question before the church is always God himself. And the most portentous," dit is nou 'n lekker Engelse woord wat eintlik maar in Afrikaans vertaal kan word, is 'n kenmerkende of die veelzeggende. "The most portentous fact about any man is not what he at any given time may say or do, but what he in his deep heart conceives God to be like. We tend by a secret law of the soul to move toward our mental image of God. This is true not only of the individual Christian, but of the company of Christians that composes the church. Always the most revealing thing about the church is her idea of God, just as her most significant message is what she says about him or leaves unsaid, for her silence is often more eloquent than her speech." Nou in die lig van hierdie aanhaling van Tozer, en as 'n raamwerk vir ons verdere gesprek vanoggend, lees ek graag vir ons Psalm 19. Kyk of jy kan agterkom die 3 goed wat hierdie teks vir ons baie duidelik sê. Hoe kry ons ware kennis van God?
Waartoe lei ware kennis van God my ten opsigte van my houding teenoor God? En waartoe lei ware kennis van God my ten opsigte van my houding teenoor myself? Psalm 19 sê, die hemelruim verkondig die eer van God. En die hemelkoepel maak die werk van sy hande bekend. Dag na dag bring dit 'n boodskap voort en nag na nag deel dit kennis mee. Alhoewel daar geen spraak en geen woorde is nie, en hulle stem nie hoorbaar is nie, gaan hulle boodskap uit oor die hele aarde en hulle woorde tot aan die einde van die wêreld. Die wet van die Here is volmaak, dit gee nuwe lewenskrag. Die bepalings van die Here is betroubaar, dit gee wysheid aan die onkundiges. Die opdragte van die Here is reg, dit maak die hart bly. Die gebod van die Here is suiwer, dit verhelder die oë. Ontsag vir die Here is rein, dit hou vir altyd stand. Die beslissings van die Here is waar, dit is almal regverdig. Dit is begeerliker as goud, begeerliker as 'n oormaat fyn goud. Dit is soeter as heuning, as 'n heuningkoek wat drup. Boonop, u diensknegt word daardeur gewaarsku. Wanneer 'n mens daarby hou, is die beloning groot. Wie het insig in sy onbewuste dwalings? Spreek my vry van verborge sondes, weerhou u diensknegt ook van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees. Here, my rots en my verlossing. Ons hoor 3 kernbelangrike dinge vir die Christelike lewenswandel in hierdie Psalm, wat ons in gedagte hou vir die loop van vanoggend se gesprek. Die eerste ding is, God is kenbaar, omdat hy homself aan die mens bekend gemaak het. Hy het homself aan ons geopenbaar en hy het dit gedoen op 2 maniere. Deur sy skepping, ons praat van God se algemene openbaring of algemene genade aan alle mense. Alle mense kan na die skepping kyk en iets oor God daarin raak sien. En die tweede manier hoe God homself openbaar is deur sy wet, sê hierdie Psalm vir ons. Ons praat in die teologie van God se spesiale openbaring, sy woord. Die tweede ding wat hierdie teks vir ons sê is, om ware kennis van God te verkry, vervul 'n mens met ontzag vir hierdie God. En die derde ding is, om ware kennis van God te verkry, vul die mens met 'n nederigheid oor sy eie toestand en vermoë om vermetel te wees voor hierdie ontzagwekkende God. Nou met dit in gedagte, kom ons bespreek kortliks elkeen van hierdie gewigtige stellings wat Tozer maak. Die eerste stelling is, what comes into our minds when we think about God is the most important thing about us. Nou Tozer maak hierdie stelling as 'n inleidende stelling in sy boek Knowledge of the Holy. Hoekom sou jy sê, is dit wat ons oor God dink die belangrikste kenmerk van ons menswees? Want alles wat ek dink, doen of glo, word afgelei van my verstaan op die oomblik van wie en hoe God is. Ons ou kerkvader Johannes Calvin skryf hierdie gedagte as sy sentrale rede vir sy lewenswerk, die institusies van die Christelike geloof. Hy sê dat ek eers ware kennis van myself kry. Myself sien vir wie ek regtig is wanneer ek waarlik kennis maak met God. Ons is geneig om te dink dat ons regverdig is, moreel goed is, wys is, heilig is, totdat ons met God kennis maak. En in hom sien wat absolute regverdigheid, goedheid, wysheid en heiligheid is. Dan verander ons optimistiese prentjie van onsself baie gou. So wat ons van God dink is daarom die kernbelangrikste ding raak in onsself, want my godsbeeld bepaal my selfbeeld. Iemand wat klein dink oor God is iemand wat maklik groot dink oor hulle self. En net so is iemand wat groot dink oor God iemand wat maklik klein dink oor hulle self. So ons begin dus sien dat nadenk oor God nie net iets is wat dominees en teoloë hulle self mee besig hou nie. Wie en hoe God in my gedagtes is, bepaal elke ander faset van my lewe. En daarom is dit kardinaal belangrik dat ons binne die openbaring wat ons van God ontvang, sover dit menslik moontlik is, reg dink oor God. Die volgende stuk wat Tozer sê is, worship is pure or base, as the worshipper entertains high or low thoughts of God. Die manier hoe ons in die kerk of in persoonlike stilte tyd aanbid is altyd 'n refleksie van ons denke oor God. Wanneer aanbidding in die kerk of in 'n persoonlike stilte tyd oppervlakkig, sentimenteel of selfgesentreerd raak, ons sou kon sê daardie wat partyprediker sê, God se wil vir jou is dat jy health, wealth and happiness sal hê. God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. God wil hê jy moet floreer en oorkom. God het jou wonderlik gemaak net soos wat jy is. As ek en jy, as ons sou kan sê die mens, en wat God vir my en jou wil hê of vir my en jou kan doen, as dit die primêre fokus van aanbidding in die kerk of in persoonlike stilte tyd raak, is dit waarskynlik omdat die aanbidder se gedagtes oor God te laag of te klein is. Aanbidding behoort te vloei
vanuit verootmoediging en ontzag. En dit vereis dat ons God op 'n hoë en 'n verhewe wyse leer ken. For this reason, the gravest question before the church is always God himself. Die eerste en belangrikste vraag wat enige kerk of kerkgenootskap moet vra is nie, is ons relevant, is ons inklusief, is ons suksesvol nie, maar wie is God? Dit is nie die manier hoe die kerk gestruktureer is, of die program wat die kerk aanbied, of die kerk se banksitters, of die kerk se bankbalans, wat haar krag bepaal nie. Dis hoe sy die vraag antwoord, wie is God? En natuurlike antwoord wat ons tot vurige aanbidding moet beweeg. Dit is heel moontlik om 'n kerk te wees wat so op teologiese korrektheid fokus dat ons lewendig doodraak. Kop vol kennis, maar 'n koue hart. Of na die ander kant toe 'n kerk wat so op gemeenskapsgedrewe is, of so gemeenskapsgefokus is dat die mens die middelpunt raak eerder as God. Daardie kerk is meer 'n tipe van 'n sosiale klub met 'n godsdienstsousie bo-oor. Of selfs 'n kerk wat so gefokus is op aksie en beweging dat dit 'n vervanging raak vir aanbidding. Die kerk se sentrale rol raak nou sosiale transformasie in plaas van die aanbidding van God. So wat hoor ons? Wanneer die kerk nie organiseer rondom haar antwoord op die vraag, wie is God nie, gebeur die volgende. Aanbidding word plat, dit word 'n boksie om af te tik, maar lei ons nie na ontmoeting met hierdie God nie. Preke word moralisties of terapeuties, nie God gesentreerd nie. Kerk word 'n verbruikersitem eerder as 'n plek van verootmoediging en ontmoeting met God. En gemeenskap word in stand gehou deur persoonlike voorkeur eerder as ons goddelike mandaat. And the most portentous fact about any man is not what he at a given time may say or do, but what he in his deep heart conceives God to be like. We tend by a secret law of the soul to move toward our mental image of God. This is true not only of the individual Christian, but of the company of Christians that composes the church. So wat 'n mens regtig glo oor God, vorm jou waardes, jou optrede en uiteindelik ook jou identiteit. En dit geld vir die individu, sowel as die plaaslike gemeenskap van gelowiges en die kerklike genootskap waarvan hulle deel is. En hy, in opmerking op wat hy hier sê, maak Tozer 'n verdere opmerking. Hy sê die geskiedenis van die mensdom sal waarskynlik wys dat geen volk ooit bo sy godsdiens uitgestyg het nie. En die geestelike geskiedenis van die mens sal onteenseglik bewys dat geen godsdiens ooit groter was as sy siening van God nie. So jou godsbeeld bepaal jou godsdiens en jou godsdiens bepaal jou lewe. En dit dieselfde is waar van mense wat hulle self of hulle helde of hulle ikone of selfs hulle geld in die plek van God sit. Jou hoogste gedagtes sal altyd die gedagtes wees rondom wat of wie jy in die Godboksie van jou lewe sit. En wat of wie jy in hierdie Godboksie sit, en hoe jy dink oor die inhoud van hierdie Godboksie, gaan bepalend wees van alles anders in jou lewe. Always the most revealing thing about the church is her idea of God. Nou Tozer praat vanuit sy eie konteks in die 1960s, die geweldige afname in agting vir kerk en teologie, met die hoogtyd van die postmodernisme, se kritiek teen die mense vermoë om waarheid te kan ken, die ontploffing van materialisme in 'n verbruikerskultuur, die massiewe internasionale fokus op aktivisme teen die Vietnamoorlog, teen rasseskeiding en geweld, aktivisme vir vroueregte. So dis 'n konteks wat nie baie anders lyk as ons eie konteks nie. En dan sê Tozer, dit is die afname in die kennis van die heilige wat al ons probleme meegebring het. En God het dit by monde van sy profeet Hosea 2700 jaar voor Tozer se opmerking op dieselfde manier gesê in Hosea 4 vers 6, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis, omdat jy die wet van jou God vergeet het. Dis waar al jou probleme vandaan kom, Israel. Dis waar al ons probleme ook vandaan kom. Dis 'n afname in die kennis van die heilige, wat al ons probleme meegebring het. Nou Tozer waarsku dat die kerk kan voortgaan met dienste en rituele en programme en terselfdertyd geestelik sterwend is, omdat sy nie die heiligheid, majesteit en trou van God verkondig nie. Dit is die grootste armoede in die kerk. Nie 'n gebrek aan middele of 'n gebrek aan invloed nie. Ons grootste gebrek is 'n verhoogde, lewende besef van wie God is en hoe God is. Just as her most significant message is what she says about him or leaves unsaid, for her silence is often more eloquent than her speech. Beide dit wat in die kerk oor God gesê word
en wat nie oor God gesê word nie, praat hard en duidelik oor die betrokke kerk se godsbeeld. Hedendaagse kerke oor die algemeen is baie ongemaklik om te praat oor God se geregtigheid, sy heiligheid, sy majesteit en natuurlik die gevolge van ongehoorsaamheid aan hierdie God. En dit verklik die kerk se vrees om aanstoot te gee. Of verklik die feit van haar probeer inpas of aanpas by kulturele norme of relevant probeer wees, eerder as om getrou te wees aan die ewige waarheid van God. Daar word in baie kerke vandag baie gemaak van God se liefde. God is liefde, tot so mate is God liefde, hoe ook al jy dit definieer, dat liefde net sowel God kon gewees het. Daar word spronge gemaak met, kyk na die manier hoe Jesus mense ingesluit het, en dan van daar af te argumenteer dat God niemand uitsluit nie. Jesus het met sondaars, tollenaars en prostituie omgegaan, en sy probleem was eintlik met die godsdienstiges van sy dag, sal hulle sê. Wie is ons dan om vinger te wys en mense uit te sluit op grond van ons godsdienst? Ja, Jesus het met hierdie mense omgegaan, maar wat gevolg het was altyd bekering. Iemand het dit so mooi gesê, no one ever called Jesus friend that did not also call him Lord. Jesus was nie maar net 'n lekker buddy vir die sondaars nie. Hulle het verstaan vriendskap met Jesus beteken om hom as Here van hulle lewens te beskou. En Jesus se probleem was nie met die godsdienstiges nie, maar met godsdienstige skynheiligheid. Vandag word sonde en die gevolge van sonde afgewater, of selfs totaal verswyg, want God is mos 'n genadige God. Ja, God is 'n genadige God, maar die genade wat hy gee maak ons vry van sonde, nie vry om te sondig nie. So vriende, wat is die vraag wat ons vanoggend wou beantwoord? Is ons besig om waardevolle energie en verhoudings op te mors in die proses om 'n spesifieke idee van God te bou? Wat het ons gehoor? Ons nadenke oor wie en hoe God is die fondasie van elke individu, elke plaaslike gemeenskap en ook elke kerkgenootskap se lewe. Die gehalte van ons aanbidding is direk gekoppel aan of ons hoë of lae denke oor God dink. Mense en kerke se selfbeeld word afgelei van hulle godsbeeld. Die roeping van die kerk en die kenmerk van 'n gesonde kerk is om God te leer ken soos hy is en om daarvolgens te aanbid en te verkondig. So nee, om 'n hoë Bybelse godsbeeld te kweek, te behou en daarvolgens te leef is die heel belangrikste ding waaraan enige individu, gemeente of kerkgenootskap hulle energie aan kan spandeer. En as 'n spesifieke verhouding afbreek maak aan hierdie godsbeeld, of voorhou dat selfbeeld belangriker is as godsbeeld, wanneer daardie verhouding ware aanbidding belemmer as gevolg daarvan, en as daar nie vooruitsig is dat hierdie persoon gou anders oortuig gaan word nie, is dit beter dat daardie verhouding minder van jou energie ontvang. Of in sekere gevalle selfs geen van jou energie buiten voorbidding ontvang nie. En dit is effektief wat met Namibia se verhouding met die algemene sinode gebeur het. Nou, ek wou vreeslik graag vandag se inhoud uitgebrei het, volgende week, natuurlik vandag gehoor hoe belangrik dit is om die regte gedagtes te dink oor wie en hoe God is, en die noodwendige vraag wat nou daarop moet volg is, maar wie en hoe is God? Nou, dis nou 'n vraag met 'n ongelooflike antwoord. Maar ek is nou vir 3 weke so 'n bietjie op verlof, so julle moet asseblief die volgende 3 weke marineer oor wat julle vandag gehoor het. Dan praat ons Sondag 20 Julie oor hierdie belangrike lewensveranderende vraag. Seën.